Hou net vir 'n oomblik op om te dink wat jou laaste verslagkaart werklik beteken het. Was dit net 'n paar getalle op 'n bladsy, of was dit iets wat vir jou sê wie jy is, wat jy kan word en hoe jy die wêreld sal aanpak? Geagte voorsitter, ons is grootgemaak met die idee dat punte die finale maatstaaf van prestasie is, 'n onuitwisbare merk wat vir altyd jou waarde sal bepaal. Maar wat as ek vir u sê dat die idee net 'n deel is van 'n storie? Wat is die deel van die storie wat werklik saak maak eers later in die naskrif sigbaar raak? Hierdie naskrif lê in hoe jy reageer, hoe jy groei en hoe jy omgaan met ander. En dit bly dikwels onopgemerk, ongetoets en ongeskryf. Maar dit bepaal eintlik wie suksesvol is, nie net in skool nie, maar in die lewe na skool. Dames en here, ek gaan my naskrif bewys deur die volgende argumente. Emosionele intelligensie help leerders om leeromstandighede beter te hanteer. Emosionele intelligensie help met sosiale verhoudinge en samewerking. En dit beïnvloed welstand. My eerste naskrif. Emosionele intelligensie help leerders om leeromstandighede te hanteer. Akademiese prestasie word gemeet deur punte en akademie, maar dit meet nie hoe jy omgaan in stres, angs of die emosionele druk van eksamens nie. As 'n graad 11 leerlingdogter by die hoërskool Ben Foster, kan ek u beloof dat as ek nie sterk genoeg was nie, sou ek nie vandag hier gestaan het nie. Boonop dit is ek een van 'n tweeling. Onderwysers en leerders is gedurig besig om my en my sussie te vergelyk met mekaar. Snaaks genoeg dat hulle ons eers uit mekaar uit kan ken, maar nog steeds die reg het om te vra, hoekom het jy nie so goed soos jou sussie gedoen nie? Professor A.D. Stuart, 'n voorligtingsielkundige by die Randse Afrikaanse Universiteit, skryf in 'n navorsingsstudie 2020 dat emosionele intelligensie 'n beduidende rol speel in akademiese prestasie deur emosionele regulering en selfregulering te ondersteun. Dus toon dit dat leerders met 'n hoër emosionele intelligensie beter kan hanteer wat eksamens met hulle doen, soos prestasieangstigheid en druk, en dat dit indirek hulle akademiese betrokkenheid en prestasie ondersteun. Ons het laas jaar 'n graad 11 leerlingseun verloor 'n dag voor rapporte uitgedeel is. Dit is hartseer om te dink dat akademiese prestasie kinders lei na selfdood. My tweede naskrif. Emosionele intelligensie help met sosiale verhoudinge en samewerking. Lisa Joubert, joernalis, skryf in die artikel op Solidariteit se webwerf die belangrikheid van emosionele intelligensie in die werksplek 2025. Sy sê, die vermoë om jou emosies sowel as die van ander te verstaan en te bestuur. Dit is veral belangrik vir doeltreffende spanwerk, waar kommunikasie en begrip van kardinale belang is. Emosionele intelligensie hou 'n sterk verbinding met hoe studente met ander kommunikeer en bande vorm. In die klas beteken dit dat jy kan beter saamwerk in projekte, dat jy konflik kan hanteer en dat jy in 'n span kan leer eerder as in isolasie. Dit is nie net saamspeel nie. O nee. Hierdie is 'n vaardigheid wat vir baie toekomstige geleenthede vir ander kinders baie meer belangriker is as vir watter vakinhoud jy nou moes memoriseer. Naskrif nommer 3. Emosionele intelligensie beïnvloed welstand. Nie net onderskei emosionele intelligensie tussen presterende en minder presterende studente nie, maar dit is ook verbind aan positiewe welstand, soos motivering, selfaktiwiteit en veerkragtigheid. Die is eienskappe wat tradisionele punte nie meet nie. Dit is duidelik dat leerders met 'n hoër emosionele intelligensie meer kans het om hulle emosies te bestuur, hulle motivering te bou wanneer uitdagings voorkom en sterker terug te bons na mislukking. Hierdie eienskappe beïnvloed nie net akademiese prestasie nie, maar ook persoonlike groei, selfvertroue en sukses na skool. Harry Molense, lewensafrigter by The Greatness Coaching, noem in die artikel op Marula Media emosionele intelligensie, so kan dit jou help. 16 Julie 2021, dat 'n hoë vlak van emosionele intelligensie belangriker is as emosionele kennis, omdat dit jou help om jouself en die mense om jou beter te verstaan. Ek sluit af. Akademiese prestasie het 'n naskrif wat nie in 'n opsomming van punte verskyn nie.
Skoolpunte is belangrik. Dit is die ink waarop ons lewenskeuses geteken word. Maar die ware verhaal van prestasie, die deel wat ons nadink, ervaar en leef, word in potlood geskryf deur verhoudings, karakters en emosies. Wanneer ons dit kyk na punte, sien ons net 'n deel van 'n mens se storie. Maar wanneer jy kyk na die naskrif, na hoe iemand groei, reageer en funksioneer, sien ons wat werklik saak maak. Emosionele intelligensie. Akademiese prestasie het wel 'n naskrif wat punte nie wys nie. En daardie naskrif is wat die lewe na skool werklik bepaal.